Shalom almal en welkom by Rekab Ivriet. Ek is Rabbi Shapira, baie opgewonde dat jy by ons aansluit. Aangesien ons 'n nuwe boek begin het. Ons is in Sefer Shemot. En ons is in Parashat Vayera. God praat met Moshe oor verskynings. Die woord Vayera beteken om te verskyn. Aan die begin van die parasha praat Hashem en sê, Vayera al Avraham, al Yitzchak, ve'al Yaakov, be'al Shaddai, ushmi Adonai, lo nudati lahem. Hierdie is 'n baie interessante gedeelte. Hy het gesê dat hy aan Avraham, Yitzchak en Jakob verskyn het as El Shaddai, want met sy naam Hashem, Yod-Heh-Vav-Heh, het hy homself nie aan hulle bekend gemaak nie. Ek wil vandag vir 'n oomblik met julle oor die naam praat, want ek dink dit is belangrik. Wat is die betekenis agter die naam El Shaddai? In julle Bybel sien julle soms El Shaddai vertaal as almagtige God of soewereine God, maar dit is nie die betekenis van die woorde El Shaddai nie. Die Hebreëse woord Shad beteken letterlik 'n vrou se bors. Jy sien, dit is belangrik om te verstaan dat God beide 'n vroulike en 'n manlike kant besit. El Shaddai is die vroulike kant van God. Dit is die kant en die manifestasie van God wat 'n mens kan sien. En lewendig bly. Jy sien, hy sê, ek het 'n ander naam en dit is Yod-Heh-Vav-Heh, wat die volledige naam van Hashem is, maar El Shaddai praat oor die eienskap van genade van Hashem. Dit is iets wat ons moet oorweeg. Die feit dat wanneer Hashem verskyn, hy altyd verskyn of in die eienskap van Gesed, wat goedgunstigheid beteken, of in die eienskap van dien, wat oordeel is. En wat sê hy hier vir Moshe? Hulle het my gesien, maar hulle het die gesig gesien, wat in Hebreëus die Partsuf genoem word, die gesig van El Shaddai. En dit is iets wat ons altyd moet verstaan. Geen mens kan die volheid van Hashem sien en aan die lewe bly nie. Hoekom? Want hy is beide Gesed en hy is Midat, dien op dieselfde tyd. En hier sê Hashem vir hom, hulle het gesien, wat in Hebreëus die Tzimtzum genoem word, die redusering van wie ek is, in El Shaddai. En nou gaan ek myself op 'n nuwe manier aan jou openbaar. Hy gaan meer en meer van hierdie ding ontbloot. En ge sal verduidelik hier uit die Torah dat El Shaddai die eienskap van genade is, maar hierdie ander name reik selfs na 'n hoër en hoër vlak van Kisei Hakavod, van die troon van heerlikheid van Hashem. En hy begin homself al hoe meer te openbaar. Mag ons almal dieselfde ervaring met God hê, maar onthou, ons kan nie die volheid van God sien nie, want hy is die oneindige een, sy naam is die oneindige een. Goed, en hier is wat daar staan, dat Moshe, luister hierna, dit is die verstommende ding. Moshe, wat is Moshe? In Gematria is sien 300, mem is 40 en hy is 345. Neem nou die Hebreëse woord El Shaddai. El Shaddai is gelykstaande aan 345. Net soos die naam van Moshe, is El Shaddai ook gelykstaande aan 345. Is dit nie wonderlik nie? Ons weet dit. Daarom is Moshe gelyk aan El Shaddai. Hy het die Torah ontvang deur El Shaddai. Wat 'n pragtige ding vir ons om te onthou dat Moses die Torah verlyk is aan. El Shaddai. Wat 'n verstommende voetspoor van die een wat vir ons die Torah gegee het. Dit, vriende, is ons Rekab Ivriet vir hierdie week.